In ons gesels oor posttraumatiese groei, gesels mense ook oor heropbou van hoop na trauma. Trauma ruk ons sekerhede weg. Trauma laat dit voel asof die wêreld rondom jou ineenstort en ook binne in jou ineenstort. Trauma laat 'n mens wonder, gaan daar ooit weer herstel kom? En dit is goed as 'n mens deur die Bybel blaai en die volk Israel asook verskillende mense se stories en herstel na trauma bekyk. Die eeue se gebeure word vir ons opgeteken in hierdie een boek wat ons die Bybel noem. En ons kan daaruit leer, want dit is eeue wat God 'n pad met mense in trauma ook loop. Ons lees in Jesaja 57 vers 15. So sê hy, dis nou God, wat hoog en verhewe is, hy wat ewig leef en wie se naam die Heilige is. Ek woon in 'n hoë en heilige plek en ek is by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die nederiges, ek gee nuwe krag aan die verdruktes. Nou hierdie teks gee baie bemoedigende antwoord dat die Here nie net ver en verhewe is nie, maar ook juis by diegene wat verpletter, wat verneder voel. Met ander woorde, wat trauma beleef. En die belofte is daar dat God wel nuwe krag sal gee. In navorsing oor posttraumatiese groei noem Joseph en Lindley dat posttraumatiese groei veral 5 kernareas het wat positief beïnvloed word, naamlik persoonlike krag, nuwe moontlikhede, verbeterde verhoudings, 'n groter waardering vir die lewe en 'n dieper geestelike groei. So daar's die positiewe wat kan gebeur vanuit die trauma en juis as gevolg van die trauma wat 'n mens 'n nuwe groei en 'n nuwe keusemoontlikhede maak. So neem net in ag asseblief dat die transformasie nie oornag gebeur nie. Dit begin wanneer 'n mens bereid is om jouself oop te stel vir genesing en jouself oop te stel vir God wat nuwe lewe in 'n mens bring. Om terug te keer na ons teksvers in Jesaja. God is bereid om hoop 'n werklikheid te maak en jou te help met die heropbou van jouself en ook jou omstandighede. Dus moet ons net onsself oopstel vir God en toelaat dat God ons harte hernie, sodat ons met 'n nuwe perspektief vorentoe kan beweeg en groei. Dan groei ons met nuwe hoop. Leef geïnspireerd.